Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. As jy kinders het, het jy sekerlik op gesinsvakansies al lang afstande met rustelose kinders gereis. Maak nie saak hoe goed jy voorberei het met musiek, speletjies of spesiale aktiwiteite nie. Kort hoor jy van die agtersitplek af die woorde: hoe lank is dit nog voordat ons daar is? En so word almal groot as volwassenes en vra baie nog steeds vandag die vraag: hoe lank nog? In Psalm 13 het Dawid met dieselfde vraag gesukkel. Hy sê in vers 2 en 3: hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Wanneer ek terugkyk in my eie lewe, is hoe lank nog gebede, sekerlik die gebede wat ek meer as enige ander gebed gebid het. Voel dit soms vir jou asof sommige gebedsversoeke in 'n oneindige siklus net oor en oor herhaal word? Wanneer ons omstandighede nie verander nie en ons gebede maand na maand en jaar na jaar onbeantwoord bly, begin dit naderhand voel asof God ons vergeet het. Dan begin ons wonder of God dalk sommige mense se omstandighede net nie raak sien nie en of hy werklik vir ons omgee. In Psalm 13 beantwoord God nie direk Dawid se uitroepe van hoe lank nie. Hy is nie daartoe verplig nie. En slegs hy ken die antwoord op elke hoe lank vraag. Maar dan maak Dawid 'n keuse om geduldig op die Here te wag en om sy vertroue in hom te sit. Hy sê in vers 6: maar ek, op U goedertierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor U heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. God gee ons hoop vir sekere dinge om in ons lewens te gebeur. Maar hy laat ons nie altyd toe om die presiese tydsberekening van sy plan te sien. Alhoewel dit soms frustrerend kan wees, is dit dikwels juis dit wat maak dat ons deurdruk